Ekskuus Marina, ek het vergeet om jou mikrofoon aan te sit. Ons hulp is in die naam van die Here, die God wat ons roep om sy liggaam te wees, die skepper van hemel en aarde, hy wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werk van sy hande los nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus, ons Here, en van die Heilige Gees, wat ons saamvoeg tot een liggaam, en ons toerus om betrokke te leef. Amen. Baie dankie om Tim, ons waardeer ook om sy betrokkenheid elke Sondag. Ek gaan nou vir julle lees die wetgedeelte soos wat ons kry in Romeine 12 vers 9 tot 13. Die liefde moet opreg wees, verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig en dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking en volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Hierdie gedeelte wys vir ons dat die wet van God nie net verbod is nie, maar ook 'n roep tot betrokkenheid by mekaar en by die wêreld. Kom ons staan en dan sing ons lied 249 vers 1 en vers 9 as ons antwoord op die wet.
Baie dankie, kom maar sit. Ek wil hom net sê, ons sing nie net nuwe vreemde liedere en vlam en al daai, ons sing vreemde liedere en ons liedboek uit ook. Maar dit klink goed. Het is lekker om 'n bietjie iets te leer. Kom ons bly net so sit en dan bely ons geloof voor ons God. Ek wil vra dat jy dit hardop saam met my sal doen. Maar let net mooi op die woorde, dit is hier en daar anders as die gewone apostoliese geloofsbelijdenis wat ons gewoonlik doen. Ek glo in God die Vader, wat sy kerk vergader en onderhou. Ek glo in Jesus Christus, die hoof van die liggaam, wat sy lewe gegee het om vir ons eenheid en betrokkenheid te bring. Ek glo in die Heilige Gees, wat gawes uitdeel, wat gelowiges saamvoeg en wat my roep om betrokke te wees in diens en liefde. Ek glo dat ek nie alleen staan nie, maar deel is van die gemeente van Christus, een liggaam, saamgeroep om hom te verheerlik. Amen. Kom ons bly net so sit en dan sing ons die 264 vers 1, 3 en 4 asseblief. Jesus naam en kom sy volk verlos, sy naam te bekennen te en soos die namens my kerk is nie 'n toeskouerspaal nie. Dis 'n liggaam waar in elke lid 'n rol het. Betrokkenheid is nie opsioneel nie. Dis deel van ons identiteit in Christus. Kom ons dink vir 'n oomblik aan 'n rugbywedstryd. Daar's 30 spelers op die veld wat alles gee wat hulle het. En dan sal 30.000 mense op die paviljoen moet sit en kyk. En so wat jy baie keer in die kerk ook. 'n Paar ouens speel en die res van ons sit en kyk. Maar die Bybelse prentjie is 'n bietjie anders. Almal is op die veld, almal het 'n plek en almal het 'n gawe. Kerk is nie vermaaklikheid nie. Dis 'n liggaam waar elke lid betrokke is. Maandagoggend sit ek by die Diamantveld met die inligting van hulle Diamantraad of leerlingraad soos ons dit ken. En dan praat 'n gasspreker, die hoofseun van 2022. Hy vertel hoe in die middel van sy 2 jaar op die universiteit sy pa gebel het en gesê hy is nou klaar met leer. Nou hierdie is 'n redelike begaafde ou, hy kan leer, so hy is toe nou klaar met leer. En hy het nou besluit, hy gaan ook nou nie meer, of nou maak soos sy vriende, en net 'n lekker tyd hier op die universiteit, en dan die punte is nou maar wat het is. Soos die pa vaar toe voel. Hoe sal jy dan voel, as jy vir jou kind 'n bierspeelding koop? En hy vat daai speelding en hy gooi hom daar en speel glad met hom. En dis nou presies wat jy met die gawes wat die Here vir jou gegee het wil doen. So dan wil ek vra, as die Here vandag vir jou vra, wat jy met die gawes en talente gedoen het wat hy jou gegee het, wat gaan jou antwoord wees?
Kom ons raak betrokke in ons gemeente, want dit is deel van ons identiteit in Christus. Dis ons roeping, en dis ons aanbidding. Kom ons sluit ons oë, en dan vra ons vir die Here om hierdie boodskap te seën vandag. Here ons God, U het ons eerste lief gehad, en ons by mekaar geroep. Dankie dat U ons nie roep om alleen te leef, maar deel te wees van U liggaam. Ons gemeente. Vul ons asseblief vandag met die Heilige Gees, sodat ons nie net sal luister nie, maar dat ons sal opstaan en betrokke raak. In diens, in liefde en in getuienis. Laat hierdie boodskap ons leer om ons plek in U huis in te neem. En gee dat ons U naam sal groot maak in alles wat ons doen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons betrokkenheid begin by God se betrokkenheid. Dit klink na 'n vreeslike stelling om te maak. So hoe kan ons seker wees hiervan? Ons is seker hiervan wat die Bybel sê vir ons ook. Ons lees dit in Johannes 4 vers 19. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Ons het nie vir God lief gehad, en daarom het hy ons lief. Nee, God het eers die initiatief geneem. In Eksodus 3 vers 7 tot 8 lees ons die volgende. Ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien, en hulle noodkrete oor die slaafdrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry, en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hy het hulle ellende gesien. Hy het hulle noodkrete gehoor, en hy het afgekom om hulle te bevry. Nou dink julle almal weer lees 'n ander Bybel as wat ons lees. Want God het nie afgekom aarde nie, beslis nie in Eksodus nie. So wat beteken afgekom? God is oral en altyd teenwoordig. Hy hoef nie fisies af te kom, soos 'n mens wat van 'n berg afkom. Die Bybel gebruik die menslike taal om te wys dat God homself intiem en persoonlik betrokke maak by sy volk se lyding. Afkom by daarop, dat hy meer as net bewus wees van hulle swaar kry. Dit beteken dat God nie ver en afsydig bly nie, maar hy tree self in. Hy daal af in hulle situasie om daadwerklik te red. In die Ou Testament is afkom dikwels 'n manier om God se reddingsoptrede te beskryf, soos ons skryf by die toring van Baal in Genesis 11 vers 5. Dit wys dat God sy verbondsbelofte nakom. Hy hoor sy volk se geroep en hy tree in. Ek het afgekom beteken dat God homself persoonlik en aktief in die volk se nood begeef het. Hy het naby gekom, ingegryp en verlossing gebring. Dit is 'n beeld van God se troue betrokkenheid by sy kinders. As teken van God se betrokkenheid stuur hy sy seun om tussen ons te kom woon, soos ons lees in Johannes 1 vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Hier sien ons dan ook die uiteindelike vervulling van hierdie afkom wat hulle hiervan praat. Die diepste betekenis in Jesus Christus. God wat letterlik mens word en afkom na ons om ons te verlos. Ons moet ook besef dat ons betrokkenheid in die gemeente is nooit ons eie plan. Dis ons antwoord op God se groot genade. Dis soos 'n pa wat altyd sy kind se sportbyeenkomste bywoon. Die kind speel met moed, omdat hy weet, my pa is betrokke in my lewe. So leef ons ook omdat ons weet, ons Vader is betrokke in ons lewens. Wanneer jy voel het niks om by te dra, onthou, God se betrokkenheid het jou 'n nuwe identiteit gegee in Christus. En om betrokke te wees, is deel van daai identiteit. In Romeine 12 vers 4 tot 5 lees ons het baie lede in een liggaam,
En die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net soos ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlike lede van mekaar. Die kerk is nie 'n gebou nie, die kerk is 'n liggaam. En jy sal reeds betrokke by die kerk, deur jou doop en jou geloof. Jy kan nie 'n Christen wees sonder die kerk nie. Dit is soos 'n hand sonder 'n arm. In 'n orkes, as die fluitspeler nie speel nie, voel almal die gaping, want elke instrument het 'n rol in die orkes. Net so het elke lidmaat 'n rol in ons gemeente, en ons gemeente het elke lidmaat se gawe nodig, ongeag hoe nietig jy dink jou gawe is. Jou afwesigheid word gevoel, en jou afwesigheid affekteer die balans van ons gemeente. Jou betrokkenheid bring weer balans. Jou betrokkenheid bring warmte en bring krag. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel van gawes in Efesiërs 4 vers 11 tot 12. En ek lees vir ons in die 83 vertaling. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Nou as ek hierdie teks lees, dan lyk dit vir my, die gawes is net om apostels, profete, evangeliste, herders en leraars te wees. En dat die gawes is wat die gelowiges moes gebruik vir diens en opbou van die liggaam van Christus. Maar nou wil ek vir julle lees, ek weet nie hoe maak jy dit so nie, is jammer, ek probeer so min as moontlik beweeg. Nou wil ek vir julle lees, in die 1933-53 vertaling, dieselfde teks. En hy het gegee, sommiges as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Nou klink hierdie teks 'n bietjie anders. Die gawes van apostels, profete, evangeliste, herders en leraars is gegee aan mense sodat hulle die heiliges of gelowiges kan toerus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Om betrokke te wees by ons gemeente, praat deelname en diens. Dit het ons nou net gehoor. En dit is die plig van die apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, om elke lidmaat toe te rus vir hierdie deelname en diens in ons gemeente. Om betrokke te wees beteken nie net jy moet hier wees nie. Jy moet deelneem in ons gemeente en jy moet dien in ons gemeente. Kom ons dink gou so 'n bietjie na oor iets. Bly jy net so sit en dan dink jy net so vir 'n paar sekondes. Watter gawe het God vir jou gegee om in ons gemeente te gebruik? Goed. So, hoe lyk betrokkenheid in die praktyk of hier in ons gemeente by Kimberley West? Jy kan die klankspan kom help op Sondag met PowerPoints, met klank. Jy kan deel word van die gebedsdriehoeke in ons gemeente. As gasvryheid jou ding is, kan jy dalk lidmate en besoekers groet by die deure. Jy kan begin help met die kospakkie projek. Jy kan klas gee by die Sondagskool. Jy kan lidmate in die hospitaal of by die huise besoek. Jy kan kom help met onderhoud op die terrein. So kan ons aangaan. Daar word 'n staaltjie vertel van 2 wisselaars wat saam in 'n muur gebou het. 'n Verbyganger vra vir die een wisselaar: "Wat doen jy?" Hy sê vir my: "Pak stene." Hy kyk vir die ander een, vra vir hom: "Wat doen jy?" Hy sê: "Ek bou 'n kathedraal." Wanneer ons betrokke is in ons gemeente, moet ons onthou dat ons nie net stene pak, ons bou in God se koninkryk. Kom ons probeer tyd maak om betrokke te wees. Selfs al is dit net vir 2 ure elke maand. Maak 'n kommitment met jouself. Kies vir jou een area, net een. En dan dien jy getrou vir 12 maande. En ek waarborg jou, jy gaan 'n verskil sien. So kom ons kyk gou hoe die eerste gemeente van die Bybel
Ons lees in Handelinge 2 vers 42 tot 47. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. So, die eerste gemeente het saam geleef. Hulle deel saam, hulle aanbid saam. Hulle is elke dag betrokke in mekaar se lewens. En hierdie betrokkenheid bou hulle gemeente, soos ons sien in vers 47. Die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ons betrokkenheid sal ons gemeente ook bou. Want waar daar betrokkenheid is daar vreugde, daar's groei en daar's genesing. En almal soek in vandag se tyd 'n bietjie vreugde, groei en genesing. Ons almal verstaan die beeld van 'n hoop kole in 'n kaggel of 'n braaier. Maar nou wil ek ook die kinders vra. Ja, nou moet hulle wakker word, hulle kan nou nie sit en slaap agter die bank nie. So as jy nou 'n braaitang vat of 'n koletang vat en jy vat een van daai kole en jy haal hom uit die sit op daai een kant op die rooster weg van die hitte af. Wat dink julle gebeur met daai kool? Niemand. Gaan hy dood? Ja, hy brand uit en hy gaan dood, hy word koud. Nou het ek my plek verloor. Nie so. Skus, so werk dit in ons gemeente ook. As jy nie betrokke is nie, as jy soos die kool op jou kant lê, jy brand uit en jy word koud. Maar nou wil ek die groot mense vra, as jy nou daai koue kool vat, jy sit terug in die hoop kole, wat gebeur dan met hom? Ons vra vir hom sakkie, sit hom op die spoor. Hy word weer warm. Hy begin weer gloei, dan weer braai op hom. So, gemeente betrokkenheid, dis soos daai hoop kole. As jy begin betrokke raak, dan word jou vlam weer aangesteek. En daarvan kan ek getuig. Want ek het op 'n stadium so dip gevang, en toe ek so daai koue kool waar ek in kant gesit het. En toe word ek weer teruggesit in daai hoop kole. En ek glo dit is nou weer lekker warm. Ons betrokkenheid is ons getuienis in die wêreld. In Matteus 5:16 lees ons, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Die wêreld oordeel die hele tyd Christendom aan hoe die kerk leef. Deur ons betrokkenheid in ons gemeente, dra ons Christus se beeld uit aan die wêreld. Ons betrokke liefde maak die evangelie sigbaar aan die wêreld. Dis soos om in ons kerksaal in te gaan as dit pikdonker is. En jy sit een kersie daar in die middel van die saal en steek hom aan. Dan maak hy net so 'n klein kolletjie lig daar. Maar as ons elkeen wat hier sit 'n kers aansteek en ons pak al die kersse in daai saal, dan skyn daai lig helder. So is die kerk se betrokkenheid ook. Jou klein bydrae word groot wanneer dit saam met ander se betrokkenheid werk. So wees betrokke in ons gemeente, want God was eers betrokke by jou. Betrokkenheid dis deel van ons aanbidding. Betrokkenheid gee. Dit gee hoop. Dit gee liefde. Dit gee hulp, ondersteuning en beskerming. Betrokkenheid bou. Dit bou gemeentes. Dit bou vriendskappe, gemeenskap en geloof. Ons eie geloof, maar ook die geloof van ander. Betrokkenheid wys. Dit wys vir die wêreld wat dit beteken om waarlike Christen te wees. Dis ons getuienis in die wêreld.
So ek wil elke wat vandag hier sit uitdaag. Nie op die paviljoen bly sit nie. Klim af, trek jou kitties aan en kom speel saam. Jou plek wag, die Here roep jou. Wat gaan jou antwoord wees? Kom ons bid saam. Here, U het ons eerste lief gehad. Dankie dat U betrokke is in ons lewens. Maak ons betrokke in die gemeente, nie net as toeskouers nie, maar as dienaars, as mede-arbeiders en as familie. Leer ons om ons gawes te gebruik en om getrou te dien en om lig in die wêreld te wees. Amen. Kom ons loof vir die Here met ons dankoffer. Ek wil net vir die diakens ook daarom sê dankie, dat julle elke Sondag so getrou met die sakkies op en af hardloop in die gang, ons waardeer julle ook. En sommer van almal wat betrokke is met die kerk. En vir die wat nog gaan betrokke raak ook, baie dankie vir elkeen van julle. Dankie dat julle elke Sondag hier kom sit. Ons waardeer dit. Ons gaan nou staan vir ons slotsang, die 528 vers 1 en 3. En daarna sing ons gaan aan 1, en dan wil ek vra dat jy net so bly staan vir die seën asseblief.
Gaan heen as betrokke kinders van God. Leef nie as toeskouers nie, maar as deelnemers. Gebruik die gawes wat die Gees aan jou gegee het en wees sout en lig vir die wêreld. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal jou betrek in sy plan, jou hande en jou hart gebruik en aan jou sy vrede gee. Amen.